Hier is opsomming 10 vir wiskunde graad 6, kwartaal 1. En ons gaan kyk na eksponente en wortels. As ons hierbo begin, 'n eksponent wys hoeveel keer 'n getal met homself vermenigvuldig word. Hier is ons twee voorbeelde. Byvoorbeeld 3 maal 3 is 2 keer. So jou antwoord is gelyk aan 3 tot die mag 2. En jou antwoord is weer dan 9. Dan kyk ons na 5 maal 5 maal 5. Dit is 5 maal 3 keer. So jou antwoord is 5 tot die mag 3. En dan dit is gelyk aan 125. So hierso die klein getalletjie hierbo, die kwadraat of die derde mag, wys hoeveel keer jy maal. Hierdie is baie belangrik om te onthou. En die mens dink nie eers as mens dit sien nie, want die antwoord sal altyd dieselfde wees. So 4 tot die mag 0 is gelyk aan 1. Enige getal tot die mag 0 is gelyk aan 1 en dit sal altyd so wees. 'n Mens kan hierso 10 tot die mag 0 hê, is gelyk aan 1. 'n miljoen tot die mag 0 sal gelyk aan 1 wees. En dan kyk ons na 5 gedeel deur 0. Se antwoord is altyd ongedefinieerd. So as jy dit sien, jy kan 10 gedeel deur 0 hê, jou antwoord is gelyk aan ongedefinieerd. En hoe mense dit anders toeskryf, sê maar dis 5 oor 0, wat beteken 5 gedeel deur 0, sal jou antwoord ongedefinieerd wees. Nou kyk ons na vierkantswortel, en hier is belangrik, hier gaan mense vierkantsgetalle gebruik. So hier is die simbool vir vierkantswortel. Hier staan eintlik 'n 2, maar ons skryf nooit die 2 vir vierkantswortel nie. So die vierkantswortel van 144 is gelyk aan 12, want die vierkantsgetal van 144 is 12 maal 12. Wat eintlik hier staan is vierkantswortel. Onthou net, ons skryf nooit die 2 nie. Hierso staan eintlik 12 maal 12. En dit is gelyk aan vierkantswortel 12 kwadraat. Ekskuus, hy is lelik geskryf. Kwadraat. En daai kwadraat kanselleer met daai 2 uit. En dit is soos die antwoord van 12 kry. So hierso die vierkantswortel, hier sien jy dit ook, 12 maal 12 is gelyk aan 144. Dan kom ons by derde magswortel. Ons teken ons vierkantswortel. En dan skryf ons 'n 3. Die derde magswortel van 8 is gelyk aan 2. As jy hierso kyk, is 2 maal 2 maal 2 is gelyk aan 8. Wat eintlik hier staan is vierkantswortel simbool. En dan die 3 vir die derde mag. En as ons 8 het, eintlik wat daar staan is 2 tot die mag 3. En omdat dit die derde mag is, dit die 3 so, hierdie 3 en hierdie 3 kanselleer mekaar uit. En dit is hoe mens die antwoord van 2 kry. As mens hier kyk aan die regterkant, dit is baie belangrik om hierdie te leer, sodat jy dit weet en ken. Dit maak net makliker vir die toets, dat jy nie gaan probeer om die berekening te doen tydens die toets nie en foute maak nie. So leer jou kwadrate tot en met 12. So 12 kwadraat is gelyk aan 144. En dan doen dieselfde vir al die vierkantswortels hier af. Dat jy weet, die vierkantswortel van 144 is 12, of die vierkantswortel van 81 is 8, of die vierkantswortel van 25 is 5. Dan vir derde mag, of kubiek, leer tot en met 5 tot die mag 3. Weet dat 5 tot die mag 3 gelyk aan 125 is, en as hulle vra vir die derde magswortel van 125 is die antwoord gelyk aan 5. Met ander woorde, as ons hier kyk, vir die derde magswortel van 125 weer eens,
eintlik staan daar derde magswortel 5 tot die mag 3. Die 3 kanselleer mekaar uit en dan is jou antwoord 5. Maar dit is goed om hierdie te leer soos jy maaltafels. Kom ons kyk na die oefeninge. Doen eers die oefeninge self, die video te stop, en dan gaan ons kyk hoe ons by die antwoorde uitkom en wat die antwoorde is. So vir oefening 1, skryf as 'n mag, skryf die volgende as 'n mag, soos dit A, B, C en D. So kom ons kyk na die antwoorde. Vir A sien ons is dit 5 mal 5 mal 5. Ons doen dit 3 keer, so dit is hoekom die antwoord 5 tot die mag 3 is. En B, 3 mal 3, so dit is 2 keer. En hier is die antwoord van 3 tot die mag 2, of 3 kwadraat. En by C sien ons is dit 10 mal 10 mal 10 mal 10, dit is 4 keer. Dus ek die antwoord 10 tot die mag 4 is. En dan kyk ons na D, dit is 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2, so dit is 5 keer, so die antwoord is 2 tot die mag 5. Dan by oefening 2, bereken die waarde, en dit is waar het kom, waar so op die vorige skyfie sê, leer van die magte en die kwadrate, of die derde magswortel, skies. So by A, 4 kwadraat, wat daar staan eintlik is 4 mal 4, die antwoord is 16. By B, soos B, 6 kwadraat is gelyk aan 6 mal 6, want is 2 keer, die antwoord is dan 36. En dan kyk ons na C, 3 tot die derde mag, dit beteken uitgeskryf 3 mal 3 mal 3, so dit 3 keer, so die antwoord is 27. En dan by D, 2 tot die mag 4 is, ons doen dit skryf het 4 keer neer die 2, so is 1, 2, 3, 4 keer, wat is 2 met mekaar maal. En hoe ons dit doen is, ons gaan weer terug na botmas, ons werk van ons na rechts af, en is maal. Dus eerste sê is 2 mal 2 geef jou 4, dan skryf jy net wat oorblij langs aan hierdie 4 neer. Dan sê weer 4 mal 2 is 8, en jy bring hierdie af, die laaste mal 2, en dan sê 8 mal 2 is gelyk aan 16. Dan kyk ons na E, 5 tot die mag 3, so dit is 5 mal 5 mal 5, jy doen 3 keer, so weer eens, van links na rechts af, so sê eers 5 mal 5 geef jy 25, en dan bring jy die gedeelte oor wat oorblij, sê 5, en 25 mal 5 geef jy 125, hier aan die rechterkant doen mens net vinnig jou maalsommetje. Dan oefening 3, vul die onbekende getalle in. By A, 7 kwadraat is gelyk aan 49, want jy sê 7 mal 7, jy doen dit 2 keer. Dan by B, hulle wil weet wat kwadraat geef jou 49, en ons het nou net gesien by die vorige een, die is 'n bietjie cheat ene, so die 7 kwadraat geef jou 49. Dan by C, 3 tot die mag 3, wat gee daai waarde vir jou? So dit is 3 mal 3 mal 3, doen dit 3 keer, en dan sê die antwoord is 27. Dan kyk ons na D, wat tot die mag 3 geef jou 8, en dit is 2 tot die mag 3, is gelyk aan 8. En hierso is dit weer eens belangrik, om die tabel op die eerste of tweede skyfie te leer, sodat jy van die waardes uit die kop uit kan ken. Kyk ons na oefening 4, vind die vierkantswortel. So, as ons kyk na die antwoorde, vir A, wat onder die vierkantswortel, moet jy 2 keer met homself maal, om 16 te kry, en dit is 4. Dan vir 25, vierkantswortel van 25 is 5, en dan vir C, die vierkantswortel van 81 is 9, en dan by D, die vierkantswortel van 49, is gelyk aan 7, en dan by E, die vierkantswortel van 100 is gelyk aan 10. Onthou vir al hierdie, kan mens ook skryf, maar dit is as mense vierkantsgetalle baie goed ken. Byvoorbeeld, kom ons vat net hierdie ene, dit geld vir almal A, B, C en D. Hier staan eintlik
10 kwadraat. En hier staan 2, maar ons skryf hom nie. Dit kanselleer mekaar uit en dit is jou antwoord 10. Dan gaan ons na oefening 5 toe, vul die onbekende getal in. So ons kyk hier na A. Wat gee vir jou 2? Wat 'n vierkantgetal gee vir jou 2? Dit is 4. En dan by B, wat se twee getalle wat presies dieselfde is, word met mekaar gemaal om vir jou hierdie 64 te gee. So dit is 8. En dan wat onder die vierkantsgetal is gelyk aan 12, dit is 144. Dan by oefening 6, kies die korrekte antwoord. So hulle vra by A 'n vierkantswortel van 36. So wat maal wat gee vir jou 36 onder die vierkantswortel? En hier sal ons sien dat die antwoord is B. En dan by B die vierkantswortel van 121. Wat maal wat gee vir jou 121 onder die vierkantswortel? En dan sal ons sien dit is 11. En by oefening 7, A, so ons 4 kwadraat plus 3 tot die mag 3. Wat is sy antwoord? As ons hierso kyk, ons vereenvoudig eers, hierso is dit neergeskryf. Dan skryf ons uit wat 4 kwadraat beteken, en dit beteken 4 maal 4 in hakkies, plus 3 tot die mag 3 beteken 3 maal homself 3 keer. En dan skryf ons hom ook in hakkies, en dan vereenvoudig ons eers hierdie hakkies individueel. So 4 maal 4 gee vir jou 16. Ekskuus. Gee vir jou 16. En dan 3 maal 3 maal 3 gee vir jou 27. Tel die twee met mekaar en dan kry mens 43. En as mens kyk na B, 4 tot die mag 3 plus 2 tot die mag 3 minus 3 tot die mag 2. Hier het ons hom uitgeskryf. Ons skryf eers wat dit beteken. So 4 tot die mag 3 beteken 4 maal 4 maal 4. En dan in hakkies eers, dan plus 2 tot die mag 3 beteken 2 maal 2 maal 2. In hakkies en dan minus 3 maal 3 vir 3 kwadraat. Dan vereenvoudig ons eers hierdie hakkies. So 4 maal 4 maal 4 is 64, plus hierdie 2 maal 2 maal 2 is 8, en dan minus 3 maal 3 gee vir jou 9. Dan sê mens nou net op die volgende lyn, 64 plus 8 gee vir jou 72, jy bring jou minus 9 af, dan sê 72 minus 9 gee vir jou 63.